Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Dinsdag 30 Desember. Paulus in Filippi. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons loof U en ons prys U en ons dank U vir vandag se studie. Liewe Heer, help ons asseblief dat U naam geheilig mag word hierdeur. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Tydens Paulus se tweede sendingreis, kort nadat Timoteus by die span aangesluit het, is hulle deur die Heilige Gees verhinder om verder deur Klein-Asië te reis. Handelinge 16 vers 6 lees ons, en hulle het deur die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. In 'n naggesig sien Paulus toe 'n man wat hom smeek, kom oor na Macedonië en help ons. Handelinge 16 vers 9 lees ons, en Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. Hulle vertrek dus onmiddellik na die naaste seehawe aan Macedonië en vaar na Troas oor die Egeïese See na Neapolis op die Europese vasteland. Maar in plaas daarvan om daar te evangeliseer, reis Paulus, Silas, Timoteus en Lukas, wat by hulle in Troas aangesluit het, soos aangedui deur die gebruik van ons in Handelinge 16 vers 11, verder na Filippi. In sy evangelisasie-aktiwiteit het Paulus altyd strategies gedink. Filippi was die vernaamste stad van daardie deel van Macedonië. Handelinge 16 vers 12 sê vir ons, en daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie, en ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. Trouwens, dit was een van die mees vereerde stede van die Romeinse Ryk, aangesien dit die status van ius Italicum ontvang het, die hoogste moontlike benaming wat 'n stad kon kry. Die burgers het dieselfde voorregte gehad asof die stad in Italië geleë was, insluitend vrystelling van grondbelasting en kopbelasting, en enige iemand wat in die stad gebore is, het outomaties 'n Romeinse burger geword. Dit was ook 'n belangrike halte langs die Via Egnatia, die hooflandroete wat Romeine met die ooste verbind het. Deur 'n belangrike Christelike teenwoordigheid daar te vestig, kon hulle die evangelie na baie ander nabygeleë stede bring, insluitend Amphipolis, Apollonia, Thessalonika en Berea. Handelinge 17 vers 1 en 10 sê vir ons, toe het hulle deur Amphipolis en Apollonia gereis en in Thessalonika gekom, waar 'n sinagoge van die Jode was. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur, en toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. Handelinge 17 vers 1 en vers 4. Interessant genoeg was die amptelike taal in die eerste eeu se Filippi Latyn, soos blyk uit die oorheersing van die Latynse inskripsies. In Filippense 4 vers 15 spreek Paulus hulle selfs aan met 'n Latyns klinkende naam, Philippesio, klaarblyklik as erkenning van hulle besondere Romeinse status. Nietemin was Grieks die taal van die markplein en van die omliggende dorpe en stede en die middel waardeur die evangelie versprei is. Lukas beskryf hoe Paulus en sy span mense by die rivierkant ontmoet het vir 'n gebed, waar Lydia en haar huisgesin tot bekering gekom het. Handelinge 16 vers 13 tot 15 lees, en op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs die rivier waar die gebruikelike bidplek was, en ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar bymekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia,
'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê: "As u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan na my huis en bly daar." En sy het ons gedwing. Handelinge 16 vers 13 tot 15. As 'n sakevrou, 'n verkoper van purper, sou sy een van die belangrikste finansiële ondersteuners van Paulus se bediening in Filippi gewees het. Die tyd wat Paulus en Silas in die tronk daardeur gebring het, het ook gelei tot die bekering van nog 'n hele huisgesin, die van die tronkbewaarder. Die Heilige Gees het geweet dat Filippi die ideale vasdraplek sou wees vir die verspreiding van die evangelie deur Europa, al sou daar ook vervolging wees. Hoe boos vervolging ook al is, kan dit in sekere omstandighede daartoe bydra dat die evangelie mense bereik wat andersins dalk nooit bereik sou word nie. Lees Handelinge 9 vers 16. Hoe help dit ons om sommige van Paulus se beproewinge te verstaan? Hoe kan dit ons help om sommige van ons eie te verstaan? Ons lees en sluit af met Handelinge 9 vers 16. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Handelinge 9 vers 16.